Woordestryd woed tussen die ANC en die DA in die Matsikama munisipaliteit. Nadat E-nuus onlangs berig het oor die waterkrisis in die munisipaliteit, het die DA 'n verklaring uitgestuur waarin hy eis dat die ANC-beheerde munisipaliteit verantwoording daarvoor moet doen. Maar die waarnemende munisipale bestuurder sê die DA verdraai die feite oor die munisipaliteit se finansiële situasie oor die afgelope 5 jaar. Nou het die ouditeur-generaal bevind dat die Matsikama munisipaliteit in die vorige finansiële jaar bykans R100 miljoen onregmatig bestee het. Dit gaan oor 'n kontrak wat met ASLA gesluit is in 2001. Die tweede een het gegaan oor die toekenningskomitee. Dit is definitief nie die geval waar die fondse verkeerd aangewend is nie. Dit gaan oor die komitee wat saamgestel is en nie volgens die regulasie volgens die OG is nie. Die belastingbetalersvereniging sê die munisipaliteit weet nie hoe om met geld te werk nie en versoek die provinsiale wetgewer om in te gryp. Maar dit kan nie gebeur voordat 'n forensiese ondersoek afgehandel is nie. Die munisipaliteit het die departement en die minister hof toe geneem en gesê dat hulle voel dat die ondersoek nie voort kan gaan nie. En die hof het in die departement se guns gevind en die minister se guns gevind en dit is toe verder geappeleer deur die munisipaliteit en die Hooggeregshof het in Junie weer bevind en gesê dat daar nie 'n kans is dat die appel suksesvol kan wees nie. Intussen is 'n burgemeester steeds nie in die Bito munisipaliteit verkies nie. Die munisipaliteit het volgens die ouditeur-generaal sowat R119 miljoen onregmatig bestee, toe Pieter Lubese van die Active United Front nog die burgemeester was. Die munisipaliteit het nie hulle jongste begroting goedgekeur soos wat volgens wet voorgeskryf word teen die einde Junie nie. En dit skop dan noodwendig of outomaties addisionele wetgewing in wat bepaal dat die uitvoerende komitee van die provinsie, so dis die provinsiale kabinet, moet nou oorweeg om 'n ingryping in terme van artikel 139 te doen. Volgens artikel 139 van die grondwet kan die munisipaliteit nou onder administrasie geplaas word. Nadine Tron, E-nuus, Kaapstad.